Ons lees in Josua 5, hoe Josua voorbereidsels maak om Jerigo in te neem. Hulle is nou by die beloofde land. Nou moet hy die stad voor hom inneem. Dit was 'n onmoontlike taak, om dit met 'n volk te doen wat al 40 jaar in en om die woestyn rondgeswerf het. Dit was onmoontlik om vir hom te doen wat Moses nie kon doen nie, om Israel in die beloofde land in te neem. Nou staan Josua gekonfronteer met nog moeiliker situasie. Hulle is op die rand van Jerigo. Hy kan nie hierdie stad en die probleem wat hier voor hom is probeer ontduik nie. Jerigo staan voor hulle en verhinder dat hulle die land in besit kan neem. En Jerigo is nie net 'n stad nie, dis 'n versterkte stad. Hy kan nie terugkom hierheen nie, hy moet dit nou hanteer. Hy het homself baie vrae gevra, soos jy kan dink. Hy sou vir hom gevra het, hoe moet ek dit doen? Hoe gaan ek daar die sterk stad in sy verdediging oorkom? Hoe gaan ek daar die mure plat kry? Het jy al ooit oorweldig gevoel met die lewe of met jou uitdagings? Wie as jy hierdie gedeelte lees, dit is so bevrydend, so geloofsversterkend. Want wanneer ons die Here die nodigste het, dan sien ons, hy wag al reeds daar vir ons. Hy is al reeds daar. Kom ek wys jou hoe dit in hierdie verhaal gewerk het. Terwyl Josua daar staan met al sy vrae, staan daar een voor hom met sy swaard in die hand. Josua gaan hom toe en vra, is u aan ons kant of aan die kant van ons teestanders? En daardie antwoord wat hy kry, is aanvanklik iets wat jou verwar, maar dan versterk dit jou geloof. Sy antwoord is, ek is die aanvoerder van die leer van die Here. En dit is 'n antwoord op die belofte wat die Here al reeds vir Josua gegee het. Jy sien, hy het vir Josua beloof, ek sal jou nooit begewe, jou nooit in die steek laat nie. Hy het vir hom beloof, soos ek met Moses was, so sal ek met jou wees. In daardie oomblik van hulle grootste uitdaging, sien hy die Here is al reeds daar. Hy wys vir Josua dat hy by hom is. Die groot les wat ek en jy moet leer, is dat die Here vir ons wag, daar waar ons uitdaging is. Die oomblik dat jy dink, dat het op een of ander manier, dat het oor jou gaan, oor jou wêreld, dan kan jy maar sien, hoe 'n distansie daar tussen jou en die Here ingekom. Die oomblik, as jy dink, dat het oor jou is, gaan jy dit mis. Ons moet verstaan, die Here gee hierdie openbaring in sy woord, sodat ek en jy bevry kan word. Jy sien, die Here is steeds die koning. Dit maak nie saak hoe lyk die Jerigo voor jou nie. Hy is in beheer. Hy is die een wat die bevele gaan gee en hy het sy swaard, want die Here veg vir ons. Josua word op daardie stadium wonderlik bevry. Skielik besef hy dat die druk nie op hom is nie. Hy is nie meer die bevelvoerder nie. Hier voor hom staan die aanvoerder van die leer van die Here. Weet jy wat maak Josua as hy daardie waarheid besef? Dis aangrypend as jy dit lees. Hy het neergeval. Hy het die Here aanbid. En daarom wil ek jou vra vandag, hoe lyk die uitdaging voor jou? Het jy ook 'n Jerigo? Iets wat vir jou lyk onmoontlik? Hou jou oog nou op die Here, hy wag al reeds daar vir jou. Kom ons bid saam. Here, ons wil graag hierdie Jerigo tegemoet stap vandag. Sal U vir ons ontmoet in Jesus naam. Amen.